Goeiemôre, baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig na die hoofde saam in gebed. Here, mag die heilige woord ons vandag lei in waarheid. Amen. Ons voorlesing vanmôre is vanuit 1 Korintiërs 10 verse 18 tot 22. Kyk maar hoe is dit by die Joodse volk. Kom daar dan nie gemeenskap tot stand tussen die offeraltaar en die wat offers eet nie. Wat wil ek hiermee sê? Dat 'n afgodsoffer of 'n afgod enige betekenis het? Nee, maar dat die wat aan hulle offer, aan bose geeste offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê julle moet met bose geeste gemeenskap hou nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van bose geeste nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van bose geeste nie. Of wil ons die Here uittart? Is ons miskien sterker as hy? Waar Paulus in verse 14 tot 17 klem gelê het op eenheid met Christus deur die nagmaal, verduidelik hy nou dat die wat afgodsoffers eet, die eenheid met Christus besoedel. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van bose geeste nie, merk hy op. Hierdie beginsel is by ons baie goed bekend. Ons dink dadelik aan Matteus 6 vers 24 wat sê: niemand kan vir twee baase tegelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoër, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Ons kan dit verder terugneem na 1 Konings 18 vers 21, waar Elia die volgende sê: hoe lank hou julle aan met hink op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom, maar as dit Baal is, volg hom. Hierdie hink op twee gedagtes vat ons nog verder terug, tot by Genesis 3 vers 1 waar die slang vra: het God werklik gesê julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Hierdie opmerking sit 'n opsie op die tafel wat 'n tweestryd met die wil en woord van God ontlont. Adam en Eva betree die ewige stryd van die mens om te hink tussen twee gedagtes, die van goed en kwaad, tussen God en tussen die slang. Jy kan nie goed en kwaad gelyk nastreef nie. Jy doen of die een of die ander. Jy kan nie heiligheid en sondigheid tegelyk koester nie. Jy sal vir die een meer gee en die ander minder. Moenie die duiwel vat kans gee nie. Praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle, skryf Lewiete: wees heilig, want ek die Here julle God is heilig. Kom ons bid saam. Here, U het ons voorgegaan in heiligheid. Lei ons asseblief deur die Gees daarin om heilig te wees, soos U van ons vra. Amen.